lyk Loeriesfontein soos 'n gewone Karoo dorpie. Weerskante word die platheid deur 2 kerke gebreek. Tussenin is die enigste teerstraat, sonder 'n verkeerslig, wat die dorp met bure soos Brandvlei, Calvinia en Nieuwoudtville verbind. Maar as die wind in Loeriesfontein waai, verklap die kreun en klop van sinkend staal 'n windpompverhaal wat strek van Boesmanland tot in die ou Transvaal. Boesmanland en die Handam, droog en warm. Amptelike statistieke sê dit reën nagenoeg 170 mm of 7 duim per jaar. Maar in hierdie onvoorspelbare wêreld gebeur dinge nie altyd volgens voorskrif of offisiële syfers nie. As dit in hierdie wêreld reën, dan reën dit sommer sonder mate en partykeer kan dit weer jare wees waar dit glad nie reën nie. Toe die Saldanha spoorlyn hier gebou is, het een van die boere vir die ingenieur gesê, maar meneer, by hierdie laagte sal jy 'n moeilikheid kry want dit is so 'n sandlaagte en hulle sit net sulke ronde pype onder deur die spoor. Toe sê die ingenieur van nee, wat meneer, hier sal nie fout wees nie, ons bou hierdie spoor volgens spesifikasies. En toe sê die oom vir hom, maar meneer, hier by ons reën dit nie volgens spesifikasies nie. En net met die volgende groot reën het daar ook toe 'n ongeluk gebeure, toe die pype verstop het en die spoor weggespoel het en die trein het net daar omgeslaan. Nat weer en water wat alles uit die pad vee, ken die Boesmanlanders wel. Maar vra hulle uit oor droogtes en stof as die reën nie kom nie, of oor die eindelose gesukkel om water aan te lê, en oor die stryd om daardie water uit die grond te kry. Nee, dit is glad nie maklik om hier water te kry nie, want die grond is hard en is droog. En mens moet ook maar taamlik jou teesit om water te kry. Soos die mense hier sê, ons boor nie hier diep nie, ons boor hier ver. Met geen vaste water nie, het vroeë veeboere op die trekpad gebly. Standhoudende riviere en opgaardamme was daar nie. En sonder bore om deur die harde klipbanke te kom, het die pad gewoonlik van fontein na fontein geloop. As dit getrek word, het hier baie mense het hulle hier gekom en het hier gekom staan, het hulle eers gewas, hulle het gebak en dat weer hulle het met daai tye maande op die paaie gebly om dinge as hulle getrek het. Nou dit was 'n plek wat hulle val hier gekom en dinge, hier word dit eers hulle wasgoed weer gewas oor die water lekker is. Die koms van bore, die eerste met hout geraamd is, en windpompe om die ondergrondse water by te kom, het 'n einde van baie se trekkery beteken. Loeriesfontein is een van 2 plekke in die wêreld wat op 'n spesiale manier die windpomp en water se rol in die menseontwikkeling erken. Die ander plek is Batavia in die Amerikaanse staat Illinois, waar 'n groot reeks uitstekende windpompe gemaak is. Besoek 'n mens die 20 stuks windpompe wat reeds by Loeriesfontein se Fred Turner Museum staan, kry daar die naamlose pomp wat deur op die vlakte staan nuwe betekenis. Wie weet, dalk is dit 'n oopkop dandy van oor die 100 jaar. Of die seldsame Atlas Ace Model C, waarmee 70 jaar gelede as die kampioen van Suid-Afrika gespog is. Dit kan ook 'n Amerikaanse airmotor wees, 'n gunsteling van baie Suid-Afrikaanse boere. Maar wat van 'n Kanadese BT pumper? Of uit Duitsland 'n Conquest? Of miskien 'n Engelse Hercules wat deur die leersagente van Kaapstad versprei is? Heel waarskynlik is daardie pomp in die verte Suid-Afrikaans. 10-1, 'n Climax van Stewarts & Lloyds. Moenie 'n fout maak nie, dalk is dit 'n gearing wat homself geolie hou. Onderskat ook nie 'n president van vetsak nie. Sit ietsie op 'n Australiese Southern Cross wat later onder lisensie 'n Suiderkruis geword het. Maar wet maar min op 'n Springbok, die pomp kon nie vir lankie pyp rook nie. George Farmer is 'n windpomp vakman vir meer as 30 jaar.
Sy pa het hom geleer, soos George ook nou sy seuns leer. Van die pompe wat hy by die Fred Turner Museum staan gemaak het, is die Climax sy gunsteling. Hy kla dat die Suiderkruis 'n platform te klein is om gemaklik te werk. En windpompwerk kan gevaarlik wees. Nee, ek het by meneer Frans op Kennedy gewerk. Toen moet je gaan naar een pomp, toen een Lloydspomp. Ik moet die kop bekijken, of hij nog goed in orde is. En toen klim ik op en ik zit boven die stel en haal die kip af. En toen bekijk ik in die kop, zie ik in die kop is alright. Ons kan hem maar afhalen. Maar die pomp was los en die wind was stil. Maar toen ik afklim, toen vat ik een haai joister. En toen haal ik die pomp net aan loop. Toen druk ik het al weer in mijn hand vast. Toen druk ik hier van de mos af. En die in die vel af, en die naal af. En die in ook die vel af, en die naal af. Toen moeten we mij in het hospitaal doen om die stukje van af te zetten. Dit lyk dalk so, maar 'n windpompskrootwerf is dit beslis nie. Dis egte onderdele van skaarspompe. Baie van die museum se windpompe is stuk aan mekaar gesit. Met net 'n komponent of 2 wat kort, lê verskeie pompe gereed om opgesit te word. Die pomp wat ons natuurlijk die graagste wil aan mekaar sit hier is die mogelpomp. Ons het die basiese geraamte, die wiel en die stert. Maar ons het sekere van die ratte het ons nie. En dis besondere ratte wat die tande werk na die binnekant toe soos 'n kar se speke. En nie na die buitekant toe uit soos die gewone ratte werk nie. En dis baie moeilik. Ons kry nie daai ratte in die hande en voor ons dit nie het nie, sal ons nie daai pomp kan oprig nie. En dit is een van die oudste pompe want dit is die eerste staalpomp wat gemaak is na die houtpompe. Is die mogel. Fontein se windpompe kan boekdele skryf, want elke windpomp vertel sy eie verhaal. Van voorspoed en vooruitgang, van teenspoed en verval. En as die wind in hierdie kontry waai, vertel die kreun en klap van sink en staal 'n storie van vars of brak uit die Boesmanland tot in die ou Transvaal. En as jy meer wil uitvind omtrent windpompe in Suid-Afrika, kan jy gerus hierdie boek as naslaanstof gebruik maak. Dit is getiteld Wind Pumps in South Africa en dit is geskryf deur wyle Dr. James Walton wat verlede jaar oorlede is. Dit gee 'n unieke oorsig oor beide plaaslike en oorseese windpompe en verduidelik in leuke terme hoe werk die verskillende windpompe se radstelsels. En as jy ontslae wil raak van skroot of windpompe, skakel eers die Fred Turner Museum op Louriersfontein om uit te vind of dit nie tog gesogte onderdele is nie. Net hierna Veldfokus.